Nou ja, baie dankie, u kan maar u plekke inneem. Nou ja, soos gesê is, praat ons vanoggend so 'n bietjie uit Hebreërs hoofstuk 2. Hebreërs hoofstuk 2 wat 'n waarskuwing is, een van 'n paar wat in die brief aan die Hebreërs voorkom. En die tema is die ankerpunt, soos wat ons foto dit vir ons wys, wat baie belangrik is, iets om in gedagte te hou, terwyl ons ook saam die woord van die Here lees in Hebreërs hoofstuk 2. Om hierdie rede moet ons soveel kragtiger vasgryp aan wat ons gehoor het, sodat ons nie dalk wegdrywe nie. As die woord wat deur engele gepraat is, bindend was, en elke oortreding en ongehoorsaamheid regmatig gestraf is, hoe sal ons dan ontkom as ons so 'n groot saligheid verontagsaam het? Hierdie saligheid is immers deur die Here verkondig, deur wie dit sy oorsprong het en is aan ons bevestig deur die wat dit gehoor het. Daarby het God ook saam getuig deur tekens en wonders en ook deur allerhande kragtige dade en gawes van die Heilige Gees, soos hy dit toebedeel het volgens sy wil. Net daardie 4 verse wat ons nou saam lees vanoggend. Die ankerpunt, en ek wil sê 'n subtema daaronder, die gevaar van wegdryf. Nou ja, u het dit nou saam met my gelees in vers 1, om hierdie rede moet ons soveel kragtiger vasgryp aan wat ons gehoor het, sodat ons nie dalk wegdrywe nie. En ek wil hê u moet oplet aan wat Hebreërs die skrywer hier sê, en dis ons. Hy sê ons, wat ons gehoor het, ons moet vasgryp. Ons moet pas op dat ons nie dalk wegdrywe nie. Die skrywer, uit die aard van die saak, 'n weergebore Christen, 'n kind van God, wat vir kinders van God skryf. En die potensiaal is daar, dat die kind van God kan wegdryf van God af. Nou ja, ver op in die Niagara rivier, jy kan maar gaan kyk daar op Google, Niagara rivier, begin die regering, die roeiers wat die rivier gebruik vir hulle ontspanning en sport, begin hulle al reeds met hulle waarskuwing tekens. Pas op, daar kom 'n afgrond. Pas op, daar is 'n waterval wat kom. En hy's om en by so 50 meter hoog. En verskeie roeiers het al daardie waarskuwing tekens eenvoudig vermy. En net verby beweeg. En ongelukkig, nou ja, gesterf in daai vloedwaters, in daardie massa waters wat afgekom het. Wat ons hier gelees het, is een van daardie waarskuwingstekens wat die Hebreërs skrywer vir ons gee. En hierdie waarskuwing gaan oor nalatigheid. Om nalatig te wees met jou geestelike lewe. Ja, dit is 'n ding. Jy kan nalatig wees met jou geestelike lewe, soos wat jy nalatig kan wees om jou voertuig te diens, om na jou gesondheid om te sien. Jy kan nalatig wees met jou geestelike lewe. Daar is ook 'n waarskuwing later in hierdie brief oor ongehoorsaamheid, in Hebreërs 3. Dan ook in Hebreërs 5, om die geloof te verlaat, om jou rug te draai op God en weg te stap, te sê, I'm done with this. Dit werk nie vir my nie. Rebellie, hoofstuk 10, 'n waarskuwing oor wêreldsgesindheid in hoofstuk 12, die onwilligheid om na God te luister in hoofstuk 12 ook. Gaan lees dit, gaan besef dat die Hebreërs skrywer het in sy brief hierdie waarskuwings ingeskryf, sodat sy lesers kan verstaan, wees op julle hoede vir hierdie goed, want dit is 'n realiteit, dit gebeur. As jy nie waaksaam is nie, en as jy nie kyk na jou geestelike lewe nie, en as jy nie jou geestelike lewe prioritiseer nie, is die moontlikheid daar dat jy kan wegdryf van God af. So in hierdie eerste waarskuwing waarsku hierdie skrywer vir ons oor hierdie wegdryf.
En dit beteken hierdie wegdryf wat hy hiervan praat, wegdrywe, as jy kyk na die oorspronklike woord, is dit om letterlik so te weg te beweeg, weg te vloei. Nou die aard van die saak, as jy nou al in die estuary geswem het, of daar by die mond in Aruba, dan sê jy nou weet, daar is 'n stroom wat daar loop. En as die hoëgety inkom, hier aan die vlakker kant is dit matig, jy kan dit redelik goed beheer, jy weet die eerste 2, 3, 4 meter, maar sodra jy 'n bietjie verder as dit gaan, dan begin jy voel, maar hoor, hier's iets wat my trek. En as jy jou oë uitvee en jy gaan lê so 'n bietjie op jou rug, dan eindig jy onder die brug en dalk nog verder af in die estuary. Dis nou baie sports, ek dink julle weet waarvan ek praat, dieselfde met 'n rivier. As jy in die stroom beland, gaan jy wegvloei. En die wêreld het sulke strome. Die wêreld het sulke strome. As jy in daai stroom gaan beland, gaan hy vir jou uitspoeg later. Dan is jy weggedryf van God af. Weg van die ankerpunt af. As jy in die stroom beland, baie rustig, of jy nou op jou trekker tube is en of jy op jou rug is, dit maak nie saakie, jy gaan wegdryf. Jy gaan wegdryf van die beginpunt af, jy gaan wegdryf van die essensiepunt af, van jou ankerpunt af, van jou meerpunt af. En in die geestelike lewe, as jy nie geanker bly, en as jy nie vasgemeer bly aan Christus nie, en hy nie jou prioriteit bly nie, gaan jy wegdryf. Dan gaan jy wegdryf. So hierdie twee frases, hierdie om kragtig vas te gryp, en dat ons nie wegdrywe nie, het al twee hierdie seevaart konnotasie. Nou ek kan nou vir jou waarborg, as jy nou oor hierdie laaste paar dae dalk nou hawe toe gegaan het, dan sou jy nou 'n paar manne gesien het wat ekstra toue om daai bootjies van hulle gaan vasmaak in die hawe. Om net sorg te dra dat die boot vasgemeer is. Dat hy nie wegdryf nie. Dat hy nie wegbeweeg nie. Want dit is die gedagte wat jy hier moet sien. Hier's twee goed, en ek gaan nou vir die ander teksvers ook, hier's twee goed. Die een is, as jy nou daar by die jetty kom, dan gaan jy nou sien, daar's 'n vasmeerplek, en jy sien die bote wat daar vasgemeer is. Hy beweeg nêrens heen nie, hy bly net daar. Hy is vas, hy is sekuur. En dan die ander een is, die anker. Ons almal was al op 'n boot, glo ek. En as jy daar in die middel van die see kom, dan gooi jy anker, want jy wil net daar bly, veral as jy nou hou van visvang, want jy wil nie wegdryf nie. Jy wil op daai punt bly. Dis die belangrikheid daarvan. Jy wil op hierdie punt, wil jy bly. So dit is die waarskuwing, om nie weg te beweeg nie. Nou Hebreërs 6 vers 19 sê, hierdie hoop besit ons as 'n veilige en onbeweeglike lewensanker. 'n Onbeweeglike lewensanker. Wat is dit? Dit is die evangelie wat ons lewensanker is. Dit is Christus wie ons lewensanker is. As ons die anker gaan optrek, gaan ons wegdryf. Dit is hoe belangrik dit is. Nou ja, die hele teksvers gaan voort en jy kan dit self gaan lees in Hebreërs 6 vers 19. Christus is ons lewensanker. Is ons geestelike lewe se anker. Is die meerpunt wat ons moet kragtig vasgryp. Ons kan dit nie laat gaan nie. Ons kan dit nie bekostig nie. So die prentjie wat jy moet sien en die prentjie wat jy moet kry, die metafoor wat jy moet kry, die boodskap wat jy moet kry is, Jesus is die plek waar ek moet vas wees en ek moet geanker bly. Dis die waarskuwing. Bly geanker. In wat? In wie? Ek het klaar genoem, die prentjie wys dit vir jou. Daar's 'n kruis. Christus Jesus. Die evangelie. Hoor wat sê hy, en ons gaan nou daarby kom, om hierdie rede moet ons soveel kragtiger vasgryp aan wat ons gehoor het, sê die skrywer. Nou wat het die lesers tot op hierdie punt nou al gehoor? Wel, vanselfsprekend wat hier vooraf gaan, maar die evangelie.
Hierdie evangelie het ek aan julle verkondig, sê Paulus, 1 Korintiërs 15. Jesus het hierdie heilige lewe geleef. Hy het 'n dood gesterwe, hy is opgewek, die evangelie, Christus Jesus. Ons moet daaraan vasgryp, ons moet daaraan vashou, want dit is ons verlossing. Dit is wat vir ons die ewige lewe gaan beteken. Hou aan hom vas. En ek moet myself aan hom vasmaak. Ek kan nie daarvan af wegdryf nie. So ja, geliefdes, hierdie hele gedagte gaan oor die instandhouding van jou geestelike lewe. Dit gaan oor die maintenance wat jy moet doen om sorg te dra dat jy geestelik gesond bly. Dat jy op die punt bly waar jy, nou, ek gaan nou hoor, dit gaan baie klink of ek myself weerspreek, maar jy moet by die ankerpunt bly, maar jy moet ook groei. Jy moet ook toeneem. Jy kan nie van daai punt af wegbly nie. Dit beteken nie dat ek moet onvolwasse bly nie. Dit beteken ek moet van hierdie punt af bly groei. En ek moet aan Christus bly vashou. In Timoteus staan die volgende woorde in 1 Timoteus 1 vers 18. Hierdie boodskap vertrou ek aan jou toe, my kind Timoteus, sê Paulus, ooreenkomstig die profeseë wat vroeër aangaande jou uitgespreek is, sodat jy daardeur die goeie stryd kan stry. En aan die geloof en goeie gewete vashou. So Paulus gee vir Timoteus die waarheid, hy gee vir hom al die toerusting wat hy nodig het, en hy het die verantwoordelikheid om aan daai waarheid vas te hou, aan die geloof vas te hou. Nou sê Paulus, sommige het dit van hulle weggestoot en aan die geloof skipbreek gelei. Nou wat gebeur met 'n boot as hy nie geanker is nie? Wat gebeur met 'n boot as hy nie vasgemeer is in die hawe nie? Wat gebeur met 'n boot? Hy dryf weg. En waar eindig hy? Op die rotse. Of op die strand, stikkend, uitmekaar gebreek. Jy kry die beeld in die Bybel ook, Paulus wat op die skip is, en nou ja, hy ly skipbreek, beland op die rotse. Wat doen die golwe met 'n boot op die rotse? Daar bly niks oor nie. Uitmekaar uitgeslaan. Jy sien, dit is iets wat ons moet besef. Wanneer die storms in die geestelike lewe kom en jy's nie vasgemeer of vasgeanker aan Christus nie, kan ek jou waarborg in jou geestelike lewe eindig op die rotse en dan gaan niks daarvan oorbly nie. Soos toe ons nou jonger was, het ons gesê die duiwel gaan van jou mincemeat maak. Hy gaan vir jou breek. En dis die realiteit. As 'n boot nie geanker bly nie, dan lê hy skipbreek. As my geloof nie geanker bly en vasgemeer bly aan Christus nie, gaan my geestelike lewe skipbreek lê. Nou prakties, wat beteken dit? As ek nie gaan Bybel lees nie, en as ek nie gaan bid nie, en as ek nie goeie werke gaan doen soos wat Jakobus sê dit is nie, as ek nie my geloof gaan uitlewe nie, gaan my geestelike lewe skipbreek lê. Onder wie daar die wat skipbreek gelei het was Hymeneus en Alexander, en Paulus het hulle aan die Satan oorgegee sodat hulle kan leer om nie te laster nie. Nou ja, as jy nie vashou aan die waarheid nie, dan dryf jy weg. Dis die realiteit. So wat is die werklikheid? Die werklikheid is, kind van die Here, ons kan wegdryf. En ek wil hê jy moet dit besef. Dis waarom die skrywer sê, ons, sodat ons nie wegdryf nie. Nou kom ons dink aan Lot. Abraham sê vir hom, kies waar jy wil gaan bly. Hier's die vlaktes, hier lê alles, lê oop vir ons. Kies waar, want hierdie mense wat so beklei onder mekaar, dit werk nie vir ons nie, kies. En wat kies Lot? Hy gaan slaan sy tente op, maar 'n paar meter van Sodom en Gomorra af. En wat gebeur met Lot? Wat gebeur met sy gesin? Wat gebeur met sy familie? Hy het weggedryf. Wat gebeur met Samson? Samson het geweet wat is die waarheid. Hy
Hy het geweet hoe hy moes leef, dit is vir hom deeglik gesê, maar boonbehalwe net Delilah, het hy weggedryf van die waarheid af en waar het dit hom gelos? Sonder oë, onder die paleis, waar hy net vir die laaste keer net wraak wou neem oor sy oë. Besef dit, dis 'n realiteit. Samson, wat van Dawid? Koning Dawid, die man na aan God se hart, maar in 'n oomblik van ledigheid, in 'n oomblik van onoplettendheid, is hy op die dak van sy paleis en hy sien 'n vrou wat besig is om te bad. Batseba. En wat gebeur? Ons ken die verhaal. Petrus, ons sien dit in Petrus se lewe. In 'n oomblik waar hy nie opgelet het nie, in 'n oomblik waar hy nie gehoor gegee het aan die woorde van Christus nie, verloon hy die Here Jesus. Dis 'n realiteit. En geliefdes, miskien kan jy daarvan getuig. Miskien weet jy waarvan ek praat. Jy het nie sorg gedra vir jou geestelike lewe nie en toe jy oë uitvee, toe jy besig om die goed te doen wat jy gedoen het voordat jy tot bekering gekom het. Dis die realiteit. Toe lewe jy weer asof jy in die wêreld is. Toe lewe jy weer besig met die dinge waarmee jy nie veronderstel was om te doen nie. Maar hoekom gebeur dit? Jy sien, ons moet onthou en ons moet besef dat om weg te dryf is nie jy's nou hier en dan's jy weg nie. Nee, is geleidelik. Geleidelik. Jy sien daar by die meerpunt daar in die hawe, as daai knoop nie ordentlik vas is nie, en die golfies begin beweeg, en dan sien jy daai knoopie gaan los, en hy kom al hoe losser, en dan sien jy, daar dryf die bootjie, en as jy oë uitvee, is hy gone. Selfde met as jy dryf in die estuary, in die rivier. Dit begin so stadig, want die stroom is nie so sterk hier aan die kante nie. Hy is nie sterk nie, daar's 'n trek, maar hy is nie so sterk nie. Maar totdat jy daar in die middel kom waar die stroom die sterkste is, en dan gaan dit vinnig. Dit begin geleidelik. 'n Slip begin geleidelik. Die waarskuwingstekens is daar. Dit begin geleidelik. En dan, ewe skielik, is dit net downhill. So miskien, en nou gaan jy dalk weet waarvan ek praat, want dit het 'n baie sterk praktiese implikasie. Ag, wat is dit? Ek voel nou nie lus om Sondag kerk toe te gaan, ja? Of kom ons los daai voorbeeld. Ek sien vanaand lus om Bybel te lees nie. Ek sien lus om vanaand Bybel te lees nie. Ek sal môre aand lees of ek sal môreoggend lees. Môreoggend ek soek nou nie vir oggend lus, ek sal vanaand lees. En as jy oë uitvee, dan is dit maande nadat jy Bybel gelees het, laas Bybel gelees het. Is dit waar? Is dit die realiteit? Dis die realiteit. Dis die implikasie. As jy nie sorg dra nie, as jy nie daarop bly nie, dan kan ek jou waarborg, dit gaan agteruit gaan. Dis soos jou tuin. As jy nie vandag daai bossie uittrek nie, môre is daar 2, en veral in hierdie land. En as jy oë uitvee, dan lyk jou tuin ook nie meer soos 'n tuin, en dan lyk dit regtig soos 'n woud, dan is dit net bossies. As jy nie jou hand daarop hou nie, dan is dit verby. Geestelike lewe is dieselfde, geliefdes. As ek nie sorg dra nie, as ek nie aanhou werk hieraan nie, dan is ek nalatig. So nou kom ons by die rede. Wat is die rede hiervoor? Nou die Hebreërs skrywer diagnoseer dit as nalatigheid. Dis nalatig. As ek nie vasgryp nie, gaan ek wegdryf. Ek is nalatig. Die gelowiges het al groot verlossingservaring in Christus Jesus versuim. Hulle het vergeet. En jy weet, toe ek dit lees, toe besef ek, wow, Here, hier herhaal die geskiedenis homself alweer. Want weet jy wat het met die volk gebeur in die tyd van die rigters? Daar is een teksvers wat dit sê. Hulle het hulle God vergeet. Die oomblik wat jy vergeet, waaruit God jou gered het en verlos het en van vergewe het, daai selfde oomblik begin jy wegdryf. Hulle het hulle God vergeet. Miskien, they took it for granted, né? So van selfsprekend gevat.
Hulle was nalatig deur nie aandag te gee nie, die tyd te spandeer nie. Hulle het hulle lewe met Christus begin, maar hulle het nie aangehou bly groei nie. Jy sien 1 Petrus hoofstuk 2, 1 en 2, dis wel indrukwekkende woorde. Nou staan dit op die ander kant van my papier, jy weet, en nou moet ek dit lees. Hy sê, hou dan op met elke vorm van kwaad, met alle bedrog en huigelary, jaloesie en kwaadpratery, maar soos pasgebore kindertjies smag na melk, moet julle smag na die suiwer geestelike melk, sodat julle daardeur kan opgroei en die saligheid kan verkry. Die kind van God se hoogste prioriteit moet wees om geestelik te bly groei. So nou sê ek vir, dink vir 'n oomblik terug, daai oomblik toe jy jou hart vir die Here gegee het, jy het tot bekering gekom, jy het, maak nie saak hoe dit gebeur het nie, jy het besluit van hierdie punt af, weet jy wat, ek wil nie meer doen wat ek doen nie, ek maak nou 'n verandering in my lewe. Ek gaan anders leef, ek wil nie meer so leef nie, jy kom tot geloof, en jy kyk na jou lewe en jy sien wel, van daai punt af tot nou toe het ek nog niks gegroei in my geestelike lewe nie, moet ek vir jou sê, jy gaan moet begin aandag gee. Jy gaan moet begin aandag gee, sodat jy kan aanhou bly groei. Nou, om aan te hou bly groei, verg disippelskap. En disippelskap en dissipline loop hand aan hand. En dis waarom dit nalatig is. Kinders van God het dikwels nie die dissipline om God te dien nie. Dissipline. Die dissipline om te bid, die dissipline om deurgaans in 'n verhouding met God te bly, om met God te praat, om my geestelike lewe te prioritiseer, verg dissipline. Dissipline. Elke liewe faset daarvan. Dissipline. Nou ja, Paulus sê weer aan Timoteus in hoofstuk 4 vers 14, moet nie die genadegawe wat jy het verwaarloos nie. Kind van die Here, moenie die genadegawe wat God vir jou gegee het, God het jou gered, God het jou verlos, God het jou nuwe lewe gegee, moet dit nie verwaarloos nie. Moet dit nie minag nie. Moet dit nie naalaat nie. Dit is so belangrik. Beoefen dit. Oefen godsdiens, beoefen dit. En oefening is dissipline. Ek skal vir Jacques vra, hy oefen vir Ironman. Jy weet, dit vat dissipline om te oefen. Dit vat dissipline om reg te eet. Dit vat dissipline om te sorg dat jou geestelike lewe op datum bly. Dissipline. Nou wat is die gevolg van wegdryf? Wat is die gevolg daarvan? Nou, die Bybel is redelik uitdruklik oor dit. Hoor wat sê dit? As die woord wat deur engele gepraat is bindend was, en elke oortreding en ongehoorsaamheid regmatig gestraf is, hoe sal ons, onthou die skrywer praat met kinders van God, hoe sal ons dan ontkom as ons so 'n groot saligheid verontagsaam het? Hierdie saligheid is immers deur die Here verkondig, deur wie dit sy oorsprong het. Hoe gaan ons dit ontkom? Kind van die Here, ek wil vir jou sê, as jy jou geestelike lewe gaan naalaat, is daar straf. Daar is straf. Hoe gaan ons dit ontkom? En die skrywer vat jou terug na die Ou Testament toe. Ons moet besef, daar is straf. Daar is 'n soort van, wat die straf sal wees, sal ek nie weet nie. Die Bybel is nie uitdruklik daaroor nie, maar dit is ewig. Hebreërs 2 vers 2 is uitdruklik, daar sal straf wees. Om weg te dryf van God het onvermydelik tot straf gelei vir die Ou Testamentiese volk. Toe die 10 gebooie gegee is en Moses kom onder by die volk, toe is hulle besig met wat? 'n goue kalf
Het daar straf gekom as gevolg daarvan? Daar het. Ons dink aan die volk Israel weer in die Rigterstyd. Het daar straf gekom toe hulle weggedryf het van God af? Daar het. Hulle is oorgegee aan ballingskap. Hulle is weggevoer as slawe. Daar's mense doodgemaak. Daar is straf as jy wegdryf van God af en daai straf is om jou terug te bring na Christus toe. So ek wil nie jy moet die straf sien as 'n baie negatiewe ding nie. Ons straf ook ons kinders, is dit nie? Ouers, ons straf ons kinders. Hoekom straf ons hulle? Want ons het hulle lief en ons wil graag hê hulle moet terugkom op die plek waar hulle moet wees. Dis hoekom ons dit doen. Ons doen dit omdat ons hulle liefhet. Die straf wat God oor ons lewe toelaat is omdat hy ons liefhet, omdat hy ons wil terugbring op die plek waar ons moet wees. Daar is straf as jy wegbeweeg. Daar is. Ons weet nie altyd hoe dit lyk nie. Ons weet nie altyd wat dit is nie. En ek wil nie hê jy moet dit sien as negativiteit nie, asseblief nie. God tigtig diegene wie hy liefhet. En hy doen dit uit liefde. Wegdryf lei steeds tot straf vir ons vandag. Hoe sal ons ontvlug? Hoe? Ons kan nie. Dink mooi. Dink mooi vir 'n oomblik. Wat sal die straf wees oor iemand wat getuig dat hy is gered en hy die genadegawe ontvang, maar hy dit vertrap? Wat sal die straf wees? Matteus 10 vers 14, en as iemand julle nie ontvang en na julle woorde nie luister nie, gaan uit daardie huis of daardie stad en skud die stof van julle voete af. Voorwaar ek sê vir julle, dit sal vir die land van Sodom en Gomorra verdraagliker wees en die oordeelsdag is vir daardie stad. Daar is straf. Daar is. Verder, Hebreërs 10 vers 29, as ons nou nog getwyfel het. As iemand die wet van Moses verwerp het. Nou weer eens, Ou Testament, hoor die woorde. As hy die wet van Moses verwerp het, sterf hy sonder ontferming op die getuienis van 2 of 3. En dan luister hierdie woorde. Hoeveel swaarder straf? Dink julle, sal hy verdien wat die Seun van God vertrap het en die bloed van die testament, waardeur hy geheilig is, en hierdie hy verwys na die een wat dit vertrap, onrein geag en die gees van genade gesmaad het. Want ons ken hom wat gesê het, my kom die wraak toe, ek sal vergelde, spreek die Here, en weer die Here sal sy volk oordeel. Hoeveel swaarder straf? So eintlik is die wegdryf ding, is nie 'n ligtelike saak nie. Sien jy dit? Dis eintlik nie 'n ligtelike saak nie. Dis 'n swaar Bybelse waarskuwing. Bly geanker, moenie wegdryf nie. Moenie. Want as ek gaan wegdryf deur my nalatigheid en my verwaarlosing, sê dit eintlik ek vertrap die bloed van die Nuwe Testament onder my voete. Ek het eendag lank gelede toe preek ek oor die bloed van die testament onder my voetsool. En ek het dit in vergelyking gebring met of die bloed van Christus aan die deurkusyne is van jou hart of onder jou voetsool. En ek dink dieselfde vraag is van pas. Waar's die bloed? Is dit aan jou deurposte van jou hart, jou lewe of onder jou voetsool? Want ons kan nie dit bekostig dat die bloed van die Nuwe Testament vertrap word nie. Dis 'n belangrike saak. Ons moet aanhou groei, ons moet aanhou bly groei en toeneem in die geestelike lewe. Ons kan nie bekostig om weg te dryf nie. Want weet jy wat gebeur met 'n boot wat wegdryf in die hawe of waar hy geanker veronderstel was om te wees? Hy het ook die gevaar dat ander bote om hom beskadig kan word. Nie waar nie? Ja. Ander kan ook beskadig word. Pas op om nie weg te dryf nie, want jy kan ander saam met jou vat. Lukas 12:47 sê, en daardie diensknegt wat die wil van sy Heer geken het
en nie klaar gemaak het om volgens sy wil gedoen het nie, sal met baie slae geslaan word. Dis die enigste aanduiding wat daar so 'n bietjie is na wat se tipe straf dit sal wees, maar ek dink nie dit gaan slae wees nie. Dink mooi, geliefdes, dit is nie 'n ligtelike saak nie. En ek sê dit met die grootste liefde en die bekommernis in my hart, dat ons kan nie bekostig om weg te dryf nie. Geliefde, jy kan nie bekostig om weg te dryf nie. Jy kan nie. Bly geanker, bly vasgemeer. Nou ja, goed, wat is die oplossing? Wat is die oplossing hiervoor? Die oplossing is, gee aandag. Gee aandag. Hy sê, aan wat? Aan wat ons gehoor het. Die evangelie, die Bybelse waarheid. Gee aandag. Let op. Kyk terug. Kyk terug op jou lewenspad. Onthou daardie oomblik waar God jou gered het en jou vernuwe het en jou 'n nuwe mens kom maak het. Daardie punt. Jy weet die Efese gemeente daar in Openbaring sê iets daarvan. Daai punt van jou eerste liefde. Onthou jy dit? Daai opgewondenheid, daai blydskap, daai vreugde, daai vryheid wat jy beleef het, daai oomblik waar jy alles vir God en vir Christus alles gegee het en gesê het, Here, ek is u sin. Ek hou niks terug nie. Ek het so blydskap in my hart. Ek is so opgewonde om my Bybel te vat en te lees en te bid. Ek is so bly ek is 'n kind van God. Dis so 'n groot voorreg, dis so 'n groot eer. Vat jou vir 'n oomblik terug soontoe. Vat jou soontoe. Dis jou beginpunt. Daardie verlossingservaring, daardie innerlike roep wat daar in jou was om te sê, Here, ek soek meer, Here. Here, ek wil meer, Here. Ek soek meer, ek wil dieper groei, ek wil meer weet. Och, jy die Bybel verslind, man, van voor tot agter. Is die alfa en die omega, dis wat jy gelees het. Jy sal die rugby skiep om jou Bybel te kan lees. Is dit so? Is opgewonde. Ek het die Here lief. Ek besef wat hy vir my gedoen het. Wil alles vir hom gee. Dit is wat ons moet doen. Ons moet onthou. Onthou al die waarheid wat aan jou verkondig is. Die evangelie wat aan jou verkondig is. Onthou dit. Dit is jou ankerpunt. Christus, Jesus is jou ankerpunt. Geliefde, sien jy die waarskuwing hierin? Sien jy wat hierdie skrywer vir sy lesers sê? Pas op, gryp vas, kragtig, hou vas daaraan, totdat daai kneukels alles word so spierwit, jy los nie. Jonk soos daai 2-jarige in die winkelsentrum, nie daai ding wil los wat hulle nou wil hê nie. Hou vas, jy hou dit vas, jy laat gaan dit nie. Nou daai kleintjie daar agter van ons so laas jaar iewers te was ons op die meer gewees daar by Kauai Lakes en die jetski val om. Nou, ons is al 3, nou ek en Ansel en sy. Sy like my nou nog nie baie op die water nie, maar is okay. Maar ek kan onthou ek het haar life jacket gegryp en ek het hom nie gelos nie. Dit is die ding. Jy los nie. Jy kan nie los nie. Jy moet vasgemeer bly. Want die gevaar is, as jy los, gaan die stroom jou vat en hy gaan jou vernietig. En geliefdes, daar's baie mense wat op 'n punt was in hulle lewe waar hulle die Here gedien het. Hulle het getuienisse van genesing, getuienisse van wonderwerke, maar hulle het gelos. En die stroom het hulle gevat en hulle geestelike lewens het skibreek gelei. Stukkies is oor. Nou as dit gebeur het, dan tel jy die stukkies op en jy gaan terug na die begin toe, soos Monopoly. Go back to the beginning. Gaan jy terug en dan begin jy weer. En jy vertrou die Here, maar nou doen jy dit met 'n bietjie ervaring. Jy weet nou wat is die gevaar. As jy los, gaan jy vernietig word. Moenie los nie. Kom ons bid saam. Ons Here Jesus, dankie vir u genade, dankie vir u goedheid en u guns. Here, ek bid dat u ons sal help om hierdie waarskuwing ernstig op te vat,
om geanker te bly, om vasgemeer te bly aan die Here Jesus. Here, ek bid vir u kinders. Daar is baie wat gelaat gaan het, wat gelos het. Die knope het maar so oor tyd, het dit nou maar losgetorring en die ou bootjie het begin wegdryf. En ja, Here, ons bid dat u hulle sal terugtrek. Gebruik ons in hierdie proses, Here, om hulle wat dalk wegdryf, terug te trek en vas te meer. Om die anker te laat val en die boot net 'n bietjie te stabiliseer. Here, help vir ons. Dankie dat u genade groot is. Dankie vir vergifnis, vir verlossing. Dankie dat u ons help. En ons bid vir hulle, Here, wat weggedryf het. Ons weet, die Bybel sê vir ons, in die laaste dae sal baie verkoel. Hulle liefde sal afkoel. En Here, as ons dit sien gebeur met ons wat in die waarheid wandel, moet ons hulle intrek, Here. U woord sê dit vir ons. Help vir ons daarmee, Here. Dankie dat ons kan bid vir u kerk. Ons eer u naam, seën ons die res van hierdie dag, dat ons 'n heerlike dag sal hê, en rustig sal wees en sal infokus op ons geestelike lewe. Amen.